Liewe vriende, geloofsfamilie, goeiedag en baie welkom by ons oordenking van vandag. Mag hierdie tydjie saam vir jou betekenisvol wees. Here ons God, dit is vir ons goed om rustig te raak. Dit is vir ons 'n voorreg om as u kinders in 'n ruimte in te beweeg, waar ons eenvoudig kan asemhaal en kan weet ons is in die teenwoordigheid van die almagtige God. Here, dankie vir u goedheid. Die derde kwartaal het begin. Hierdie jaar hardloop alweer vinnig soos elke jaar. En mag u, Here, hierdie oordenking ook gebruik om ons net vir 'n oomblik weer te laat fokus op dit wat regtig belangrik is. Dankie dat ons as gemeente kan bely dat ons ten diepste afhanklik is in alles wat ons doen van u. En daarom, Here, ook afhanklik vandag in die tyd wat ons saam spandeer. Seën ons asseblief, wanneer ons saam gaan lees, gaan dink en gaan luister, en mag u naam verheerlik word. Amen. Vriende, ons lees vandag saam uit die profeet Jesaja, Jesaja 55, van vers 1 tot by vers 5. Nou, wanneer ons met Jesaja besig is dit belangrik om een ding te weet. En dit is dat die boek Jesaja, soos wat ons hom ken, eintlik uit 3 dele uit bestaan. Die eerste deel van Jesaja is Jesaja 1 tot Jesaja 39. En hierdie deel van die boek is geskryf voor die ballingskap. Dan Jesaja 40 tot 55 is die tweede deel van Jesaja, en die deel is geskryf terwyl die volk in ballingskap in Babel was. En dan van Jesaja 56 tot 66, derde deel van Jesaja, geskryf toe die volk al terug is by die huis en toe moes hulle herbou en 'n nuwe manier van leef weer terug in hulle eie land. So wanneer ons vandag Jesaja 55 lees, dan is ons besig met 'n volk wat in ballingskap is, maar ook 'n volk wat uitsien om terug te kan gaan huis toe. Hulle lees dan hierdie teks. Kom ons lees Jesaja 55 vers 1 tot 5. Kom, almal wat dors is, kom na die water. En wie geen geld het nie, kom koop en eet. Kom koop sonder geld, sonder koste, wyn en melk. Waarom weeg julle silwer af vir wat nie brood is nie, en bestee julle moeitevolle arbeid aan wat nie versadig nie? As julle aandagtig na my luister, sal julle eet wat goed is, sal julle aan ryk kos verlustig. Maak julle ore oop en kom na my toe. Luister, sodat julle kan leef. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, getrou aan die bestendige liefde vir Dawid. Kyk, 'n getuie vir die volke het ek hom gemaak, 'n leier, iemand wat bevel voer oor volke. Kyk, jy sal 'n nasie roep wat jy nie ken nie, en 'n nasie wat jou nie ken nie, sal na jou toe hardloop, ter wille van die Here, jou God, ter wille van die Heilige van Israel, omdat hy jou verheerlik het. Amen. Dit is die woord van die Here. Vriende, hierdie mense wat in ballingskap is, wat hierdie teks ontvang, wat hierdie teks lees, is mense wat op 'n manier die stukke moes optel. Dit wat vroeër was, hulle wat geleef het in hulle tuisland, hulle wat geleef het en kon gaan aanbid het in hulle tempel, hulle wat die goedheid van die Here beleef het, hulle wat dit verloor het en wat nou onder vreemde regering moes gaan leef het. Hulle word gekonfronteer met die vraag, maar wanneer ons nou terug gaan huis toe, as ons nou terug gaan huis toe, hoe gaan ons die stukke optel? Nou, net om vir ons 'n idee te skep van hoe sleg dit gegaan het, kom ons kyk na 'n paar verwysings na water en silwer, soos wat ons ook vandag gelees het, of in ons teks gelees het, maar voor die ballingskap. In Jesaja 1 tot 39 is daar so 'n paar tekste wat hierna verwys. En die eerste een is Jesaja 1 vers 30. Ja, julle sal wees soos 'n terebintboom, waarvan die blare verwelk, soos 'n tuin wat geen water het nie. So dis nou voor die ballingskap, en God sê dis hoe dit gaan wees.
Jesaja 3 vers 1, ja, kyk, die Here, die Heer, heerser oor alle magte, gaan uit Jerusalem en Juda elke stit en steen verwyder, alle steen op brood en alle steen op water. So dit is die profesie, dat dit gaan sleg gaan met die volk. En dit het toe gebeur, die tempel is verwoes, hulle sit in 'n ander land sonder identiteit, sonder 'n plek om te aanbid, hulle is op 'n plek van verlies en van trauma, 'n plek sonder hoop. Maar dan kry hulle hierdie ongelooflike teks in Jesaja 55. En dan praat hierdie teks ook van water. Nou, wanneer ons in Jesaja 40 begin lees en besef dis die tekste wat ontvang is in die ballingskap, en ons kyk weer na die water en die silwer tekste, dan klink hulle so 'n bietjie anders as die twee wat ons nou net gelees het. Na Jesaja 40 skuif die beelde, hoor, Jesaja 41 vers 18, op kaal hoogtes laat ek riviere ontspring, fonteine in die middel van valleie, van 'n woestyn maak ek 'n waterryke vlei land, van 'n dor land waterbronne. Jesaja 43 vers 20, die wilde diere sal my eer, die jakkalste en steenuile, omdat ek water in die woestyn, ja, riviere in die wildernis gee, om my uitverkore volk te laat drink. Jesaja 49 vers 10, hulle sal nie honger of dors word nie, die dor woestynwind en son sal hulle nie tref nie, ja, hulle ontfermer sal hulle lei, langs waterbronne sal hy hulle begelei. Vriende, hierdie tekste klink bietjie anders as voor die tyd. Voor die tyd sê die Here, dit gaan opdroog. In ballingskap sê hy, daar is hoop op pad. In die ballingskap sê hy, hierdie gaan nie vir ewig duur nie. In die ballingskap sê hy, daar is water in die woestyn. En daarom in vandag se teks word die uitnodiging gerig, kom almal wat dors is, kom na die water toe, al het jy nie geld nie, kom proe en kom beleef, daar's hoop, daar's 'n nuwe toekoms op pad. Maar dan moet ons die vraag vra, wanneer hulle nou by die huis kom om die stukke op te tel, hoe moet hulle dit doen? Hoe lyk die nuwe lewe? En dan is daar een woordjie in hierdie teks wat ons moet raak sien. En dit is die woord wat vertaal word in Afrikaans, luister, in vers 3. In die Hebreëus is die woord Shema. En die Shema was vir die Jode 'n ongelooflike belangrike ding. Die Shema is eintlik Deuteronomium 6, hier van vers 4 af. En dit was die belangrikste waarde, die belangrikste wet, die belangrikste ding wat die Jode se lewens gerig het. In die Shema in Deuteronomium 6 staan daar, luister Israel, die Here is ons God, die Here alleen. So moet nie weer na ander stemme gaan luister nie. Die Here is ons God, die Here alleen. Jy moet die Here jou God met hart en siel en al jou krag lief hê. En hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op jou hart dra. Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis is, wanneer jy sit, wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Bind dit as 'n teken om jou hand en laat dit 'n versiering op jou voorkop wees. Skryf dit op die deurkusyne van jou huis en op jou stadspoorte. Wat moet hulle op hulle stadspoorte skryf? Waaraan moet hulle mekaar herinner? Die Here, die enigste God. Hy is ons God. So met ander woorde, tel die stukke op in hierdie nuwe seisoen en bou op God. Bou op die enigste God. Hulle het 'n mooi gebruik gehad, die Jode, om 'n boksie met die naam mezuzah in hulle huise te hê en by van die deure aan te bring met die Shema daarin. En wanneer hulle in hulle huis verby dit stap en raak hulle daaraan, net om hulle self telkens weer te herinner. Ons behoort aan God. Ons behoort aan God. En dis dan in hierdie teks wat hy sê luister. En die Shema beteken nie net luister nie, maar ook luister en wees gehoorsaam aan hierdie woorde. Tel die stukke op, maar bou op die Here. En dan gaan hy verder en hy praat van Dawid. Nou ons weet Dawid was die magtige koning. Dawid was die bekendste groot koning van Israel. En dan sê die Here, soos ek my verbond met Abraham gehad het, so wil ek ook my ewige verbond met julle sluit en verder vat. En ons het 2 weke gelede met Jakob se verhaal by die verbond stil gestaan en hier gaan die verbond verder. 'n God wat sê, ongeag julle foute en die omstandighede, ek bly julle God. Nou vriende,
Hier kom die belangrike vraag nou. Hoekom beloof God hierdie dinge? Hulle kan huis toe gaan, hulle moet nou die stukke optel en hulle moet bou op God. Hy beloof dat hy vir ewig by hulle sal wees, maar hoekom? Dit is die vraag. En dan is vers 4 en 5 deurslaggewend om hierdie te verstaan. In vers 4, kyk, 'n getuie vir die volk het ek hom gemaak, 'n leier, iemand wat bevel voer oor volke. Kyk, jy sal 'n nasie roep wat jy nie ken nie, en 'n nasie sal na jou toe hardloop, ter wille van die Here, jou God, ter wille van die Heilige van Israel, omdat ek jou verheerlik het. Hoekom die herbou? Hoekom die belofte? Sodat nasies kan sien, God is die enigste God. Vriende, Israel se verkiesing van God was altyd met die doel dat dit 'n voorbeeld vir die nasies moet wees. Van die begin af is die belofte, Israel, ek kies jou sodat jy 'n seën vir die nasies kan wees. En selfs hier word of hulle gesê, gaan terug, gaan herbou, maar die nasies gaan na julle kyk ter wille van my. Vriende, die menslike lewe is geskep om onder die koningsgesag van God te leef. Daarom, wanneer ons moet stukke optel, wanneer dit met ons ook nie goed gaan nie, dan bou ons op God, dan hou ons vas aan die hoop dat 'n volgende seisoen sal aanbreek, maar ook dat ons seker maak ons leef onder sy koningsgesag. Hy is die God oor ons lewens, ongeag waar ons is. Hy was dit in ballingskap, hy was dit voor ballingskap, maar ook nou na ballingskap moet hy dit wees. Hier is 'n vraag wat ek vandag vir jou wil vra. In jou lewe vandag, watter stukke moet jy optel? Wat het dalk nie so goed gegaan nie? Wat het jy aangepak waar jy gedroom het en dit het dalk nie gewerk nie? Watter verhouding het skeef geloop? Watter fout het jy gemaak? Waar moet jy stukke optel en voel amper soos hierdie volk in ballingskap van, maar waar begin ek? Wat moet ek doen? Ek dink die God van Jesaja 55 is ook ons God vandag, wat vir ons sê, kom proe, kom beleef, ek is 'n goeie God. Moet jouself nie uitbrand met dinge wat nie betekenisvol is nie. Kom proe by my, want as jy by my is, het jy genoeg. Vriende, baie keer is die grootste teleurstellings in ons lewens dit wat kom vanaf iets wat eintlik vir ons te belangrik geraak het. Dalk is dit die eie ek, dalk het ek iets aangepak wat my konseis nou sou goed doen, maar eintlik het dit beheer oor my gehad. Ek dink Jesaja sê, kom proe by God. Besef die ware doel van die lewe is om saam met hom en onder sy koningsgesag te leef. Daarom bou ons op die Shema wat sê, die Here is ons enigste Here. Daar's nie plek vir afgode nie. So dalk is daar iets wat nie gewerk het in jou lewe nie, omdat dit te belangrik geraak het. En dalk is hierdie net 'n uitnodiging om weer te hoor, maar weet jy, waarom weeg jy julle silwer af vir dit wat nie brood is nie, vir dit wat nie betekenisvol is nie? Kom, en soos die nasies vir Israel kon kyk, ter wille van die Here, so kan ons ook onsself besig hou met dinge, ter wille van die Here. En mag ons elkeen hierdie uitnodiging hoor, mag ons hoor dat ons op hom kan bou, mag ons hoor dat daar hoop is, mag ons introspeksie doen oor wat dalk vir ons te belangrik geraak het, en mag ons regtig ons lewens aanpak met die wete dat ons dinge doen ter wille van Jesus se naam. Dit gaan opofferings vat. Dit gaan vir ons nodig wees om die vraag te vra, is hierdie my drome en planne of is dit God se drome en planne? Gaan die lewe oor my of gaan die lewe oor God? Ek dink hierdie teks gee vir ons bevryding. Hierdie teks sê vir ons, dit gaan oor God, maar hy nooi ons na hierdie feesmaal toe waar ons kan kom proe en dit is eenvoudig genoeg. Mag ons die stukke optel, maar mag ons bou op die enigste ware God. Mag ons bou op die God wat nuwe hoop bring. En mag ons eenvoudig net ons eie lewens neerlê en ter wille van sy naam lewe. Amen. Dankie Here, dat ons
nog steeds kan bely. Die Here is ons God, die Here alleen. Dalk moet ons stukke optel in ons lewens, mag ons dit doen deur te bou op U. Dankie dat ons ook kan leer, dat ons lewens kan leef ter wille van U naam. Seën ons asseblief verder, in Jesus Christus se naam. Amen. Die Vader en die Seun en die Gees is by jou. Amen. Maak ons oë oop, as ons die nag kyk, wys ons die hoop waar duisternis nou dwyp. Gee ons nuwe woord, waarmee ons wyd kan loop, week ons met waarheid, breek ons bekers oop. Lig vir die wêreld, kom skyn deur ons, skyn in die donker, met liefde wat verlos. Stuur ons met lewe, vol van helder oog. Kom vir ons o Gees, om sout te kan wees, lig vir die wêreld, kom skyn deur ons. Hier ontmoet ons hier, woon in ons lofgesang. Hier is die rykdom, waarna ons verlang. As die lig ons lei, ons na die wêreld stuur, seën ons met volheid, vul ons met die vuur. Lig vir die wêreld, kom skyn deur ons, skyn in die donker, met liefde wat verlos. Stuur ons met lewe, vol van helder oog. Kom van ons o Gees, om sout te kan wees, lig vir die wêreld, kom skyn deur ons. Vader, salf ons o, raak ons met deernis aan, ons wil die hart verlorenes verstaan. Laat ons die wyn en melk neem vir die sonder geld, lewensbrood wêreld, waar dit nie kan kom. Lig vir die wêreld, kom skyn deur ons, skyn in die donker, met liefde wat verlos. Stuur ons met lewe, vol van helder oog. Kom vir ons o Gees, om sout te kan wees, lig vir die wêreld, kom skyn